Okay, so oor die jare het ons uitgegooi NPK nee, kunsmis gegooi en al die koolstof uit die grond uit gemyn of die meeste van dit. Nou is ons besig met 'n klein huisie vol goed om te sien, luister jy, moet hoendermis ingooi of organiese materiaal, hoe kry jy die goeders reg? Wat van is daar 'n manier was wat jy jou kunsmis kan sny pro rata, iets anders erin sit en dan vervang dit vir jou daai besigheid en oor die langtermyn tel jy jou grond se vrugbaarheid ensovoorts op. Ek het vir Clayton hier gekry by Nampo. Hy gaan my meer vertel oor presies hoe werk Regenerate. Waar pas hierdie ding in jou boerdery in en is dit dalk net 'n opsie vir jou om meer volhoubaar te boer? Clayton, hoe lyk dit? Lekker jy, Joepie. Nee, wat doodstil rustig. Okay, right, Regenerate. Vertel my eers, wat die hel is die ding? Man, dit is wat dit sê op die pakkie. Dis Regenerate, dit gaan oor herlewingslandbou, dit gaan oor koolstof, dit gaan oor herlewing. So, ons het 'n angle raak gesien waar ek het 'n passie vir die omgewing en ek het 'n passie vir klimaat en ek het 'n reeks produkte al wat gefokus is op koolstof. En die goed het vir ons begin resultate gee wat my laat glo het. Ons kan koolstof beter manage in die grond en ons kan koolstof bou oor tyd. En ons moet net 'n afleweringsmetode kry. Ons moet daai goed die kern daar sit en dit begin bou. En die produk het ons geformuleer uit biochar, 'n baie goed vervaardigde biochar. Hy is verskriklik oop en aantreklik vir micro-organismes en as jy praat van oop, bedoel jy dis nie 'n ding so steenkool nie, want steenkool is ook koolstof, maar ek meen daai ding is van alle praktiese doeleindes is 'n klip. Okay, maar is 'n klip vol petrol. Daai volatiles wat daarin is, dit is die ding wat vir jou branding gee. As jy klaar die steenkool gebrand het, dan eindig jy op met 'n as. So ons brand hierdie biochar in 'n suurstofvrye omgewing. En wat gebeur is jy haal al daai volatiles uit en dan sit jy met 'n selstruktuur wat oop is. Jy het jou capillaries en jou poree binne in daai ding. Soveel dat ons opeindig tussen 5 en 600 vierkante meter per gram. Nou, dis verskriklik moeilik om jou kop daar om te vou is hoe kry jy soveel surface area in 'n gram? Maar dit is letterlik nanotechnologie, daai poree is so klein. Maar die goeie nuus is dat die mikrobes is nog kleiner. Hulle vind huisvesting binne in hierdie biochar. So die biochar was die gedeelte wat ons moes 'n afleweringsmetode kry. En ek het verskriklik baie belang begin stel in rotsverwering. En besluit, okay, wel as ek al die voordele van rotsverwering kan vat en by biochar sit, gaan ek heel moontlik 'n versnelde effek kry van verwering, want nou het ek mikrobes daar en ek het water waar die verwering dan plaasvind en minerale word vrygelaat. So dit was die beste kombinasie van twee dinge, is om rots, vulkaniese rots stof te vat en die biochar wat so verskriklik lig is en moeilik om te werk mee. Sit die twee bymekaar en maak 'n korreltjie wat lyk soos 'n kunsmiskorrel. Ja. So. En dit is dan want ek kan hom nou maklik met 'n kunsmisstrooier uitstrooi of bandplaas of wat ook al. Heeltemal reg. Eenvoudig. So die konsep het ons eers na die boere toe gevat en hulle gevra, kerels, as ons vir julle 'n produk moet gee, hoe wil jy hê moet die ding lyk en voel? En die antwoord was, asseblief net nie vir ons vra om nog 'n stuk implement te koop nie. Gee vir ons iets wat ons met hierdie bestaande planter kan uitsit. En die idee is dat hy lyk en voel en is dieselfde ESG as 'n kunsmiskorrel, so jy blend hom in saam met jou kunsmis, want dit is waar die magic gebeur. Jy het 'n interaksie daar waar jou mikrobes en jou kunsmis en alles moet saamwerk om by daai wortel uit te kom. En jy het 'n limited periode, want daai kunsmis gaan water kry en hy gaan loog. So nou hoop ons dat hierdie goed hom vasvang en die afskeiding van die wortels vorm daai glomalien en jy kry bietjie meer van 'n huisvesting en hou vas op jou kunsmis vir 'n langer tydperk. So die goed is nie so loog nie. Maar as ek nou daai goeders neem, want hoe werk vervang jy dan 'n bietjie van jou kunsmis met daai ding? Hoe werk die besigheid? Ja, so in ons initiële proewe het ons gegaan en 10, 20 en 30% kunsmis vervang met die ding. En vir die ouer skeptises, hy kan dit bo en behalwe sy kunsmis ook nog steeds toedien. Want dit help net jou kunsmis om optimaliseer te werk. Jy weet 50, 70% van jou stikstof kom nooit by die plant uit nie. Hy vervlugtig en hy loog.
Nou in klimaatsterme is dit 'n verskriklike polluter, word as 'n polluter gesien. Want is baie meer harmvol as koolstofdioksied is. Soos in 270 keer meer skadelik. Maar vir jou as 'n boer is dit nie regtig van belang nie. Jy wil hê daai ding wat jy neersit ten 'n koste moet so hard as moontlik werk vir jou deur daai seisoen. En as helfte van hom wegloog met die eerste paar aanrakings met water, dan het hy nie regtig gedoen wat jy betaal het vir nie. So die idee is dat die ding vir langer beskikbaar bly en ons kry die mikrobiese lewe aan die gang wat dan hierdie ding heeltemal boost. Ek stem saam met jou, nee. Nou okay, maar as ek nou die ding reg verstaan gaan, hy mos nou oor tyd, nee. Hy gaan nêrens heen nie. Die goed breek nie af nie. Dis nie soos hoendermis wat verteer word en weggaan nie. Is ek reg? Right. So ons het 'n 124 tot 1 koolstof-stikstof verhouding. So is 'n baie harde koolstof, is 'n grafitiese koolstof. Hy gaan baie lank vat om af te breek. Daai selle mikrobe wat reste afbreek in die grond, kan nie hierdie ou so vinnig afbreek nie. Dit gaan jare vat om hom af te breek. Dis hoekom in terme van biochar carbon credits het hy 'n 100 jaar carbon sequestration potensiaal. Ja. En nou vat ons net daai ding en ons sit hom in die grond in waar hy sy beste potensiaal gaan bereik. Maar in steede van dit in die Karoo te gaan uitstrooi en te hoop vir daai effek, hoekom gee ons dit nie vir boere wat dit nodig het nie? Hulle wil koolstof hê, hulle wil koolstof bou. Hulle wil hulle kunsmis optimaliseer en hulle insetkoste verlaag. So as die ding dit vir jou toelaat en daar's 'n ander magic wat gebeur daar wat ons nie heeltemal verstaan nie. Dis 'n baie nuwe konsep, paramagnetisme. Ja. Dis 'n baie lae magnetiese aantrekking waar die lading van die magneet, kan jy sien hierso, sal die ding trek. So. Maar sodra jy die magneet wegvat, dan is die ding nie magneties meer nie. So hy's nie ferromagneties en hulle plak nie aan mekaar vas nie. So die hele ding gaan oor die samewerking en harmonie met die plant en die energie en die elektrons en dit is 'n verskriklike gekompliseerde ding. Wat ek probeer sê is die science agter die ding is baie complicated. Ons het gegaan en dit so simpel as moontlik gaan maak dat jy letterlik net die ding vat en teen 'n ratio inmeng saam met jou kunsmis en sit hom deur jou planter en die resultate is daar. So baie werk gedoen met Departement Landbou om die bewyse te lewer en die registrasie te kry. Ons het verlede jaar Augustus M-registrasie op die ding gekry. Dis 'n plant growth enhancer. So hy bevorder plantegroei. En daar's nou nog nie 'n plant wat ons gekry het wat nie gebaat het daai. Ek wil dit amper sê, dis amper soos 'n spens, nee. Heeltemal Hy reg. maak jou spens bietjie groter so jou voedingsstowwe kan daar binnekant gaan sit en dan soos wat die plant, laat hulle altyd gereedelik beskikbaar is vir die plant, dat jy nie moet nou met die plant eers sê, okay, ek soek kalium, nou stuur hy 'n sein af, okay, hier's genoeg beskikbare kalium in die grond nie, nou moet jy eers gaan kalium maak. Al daai goed vat tyd en energie en so voort. Ja. Maar die ding help dat die goed dadelik beskikbaar is, dis soos ek het verstaan, né? Nee? Dis reg. Soos amper soos 'n spens met 'n klomp 60 motorfietsse wat heeltyd die spens vol maak en jy kan net gaan spens oopmaak, vat waar jy lus is en dan gaan jy. Dis 'n baie goeie analogie en ja, so die spens moet net volgehou word. So die aantrekking dan is dan soos jy uitruil en jy gee een ding weg, moet jy ander een vat. En dit is jou redox reaksies wat jy van praat. Maar dit is weer eens baie gekompliseerd, maar die spens idee werk want een ding gaan uit. Ek het nog 'n blikkie baked beans wat jy moet inkom in case ek môre alweer honger is. So dan moet 'n ou net seker maak jou dieet in die spens word altyd reg behandel. Uitstekend. En dan die ander ding is ek meen oor tyd groei die spens, dis wat ek soek. Ja. Die koolstof, ek meen ons kan nie boer sonder koolstof nie. En ons hoe meer ek betrokke raak by die landbou en sien wat die ouens se koolstofvlakke is, dis actually skrikwekkend laag. En as daar nie koolstof is nie, kan jy nie jou nou stikstof omskep nie. Soos hulle sê, ek dink ons boer deesdae op staan mediums, nê. Nee. Clayton, dankie baie. Dankie. Right, so. Kry vir jou 'n spens vir jou grond, nê. Nee. En dan kry dan moet jy net sorg dat jy die 60 motorfietsse order dat hulle moet ten minste plekkie om die goeders te gaan haal. So hierdie is nie kom ek vat gou my kunsmis weg tipe van houe nie. Dis dalk net 'n meer volhoubare manier om na goeders te kyk. Linkie bo of hieronder. Hier Clayton se nommer, nê. Nee. Kan jy met hom in kontak kom as jy wil bietjie probeer op jou plaas al daai goeders, bietjie meer met hom gesels, totale nuwe invalshoek van hoe jy goeders doen. En soos ek dit verstaan, hulle werk saam met kunsmis blenders en al hierdie goed. So as jy kunsmis blend company is, kom met hom in kontak.
Is dalk net daai iets wat jy nodig het. Dis die van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.